bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier so by 'n huis kan bymekaar kom. Here, U huis wat ons geestelike huis kan noem. Here, 'n plek waar ons as geloofsfamilie kan kom sit en net kom asemhaal en die liefde kan kom beleef. Ja, Here, vandag is 'n spesiale dag omdat ons Moedersdag vier en ons sê dankie vir elke liewe moeder. Dankie vir die geskenk wat U in hulle gesit het om ons groot te maak en vir ons liefde te gee en wat hulle vir ons doen. Here, dankie ook dat ons so saam met U kan vier en kan weet, soos dat ons moeders vir ons omgee en vir ons lief is, soos U ook gee vir ons om en is U vir ons lief. So wees met ons vanoggend, Here, in hierdie boodskap. Kom open die woord, kom praat met ons elkeen. Kom maak ons harte oop sodat ons kan hoor wat U met ons wil kom deel. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So vanoggend gaan ons 'n bietjie oor 'n moeilike tema eintlik gesels. En eintlik as ons hierdie woorde hoor, wil ons weghardloop. Ons wil nie praat oor hierdie woorde nie, die tema spesifiek. Seer kry vra iets van ons. En dit is nou 'n vreemde tema eintlik vir 'n Moedersdag, maar kom ons sit bietjie ons eie verstaan van seer eenkant. Kom ons kyk bietjie vanoggend na 'n ander manier na seer kry en hoe ons eintlik iets kan beleef van goddelike liefde en ons help om anders ons seer self te kan verstaan, hoe ons daardeur kan gaan. Maar ons wil nie noodwendig altyd oor seer praat nie. Ons wil nie seer in die oë kyk nie. Ons wil weghardloop. Ons wil nie eers met iemand deel dat ons gebroken is nie. Dat daar stukke in ons harte rond lê en ons weet nie hoe om dit te deel nie. Dis moeilik. Maar tog is daar so baie sterk goed wat nogal sê, en ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, die enigste manier hoe ons kan genees van seer, as ons stryd deur hierdie seer gaan. As ons dit face, dan, ek gebruik 'n bietjie Engels, maar as ons dit reguit in die oë kyk, nie om paadjies gaan met die seer nie, maar regtig deur dit loop en deur dit werk. Nou wat vir my nog eens interessant was, voordat ons 'n bietjie by die baie ernstige gedeeltes uitkom van dit. Nou, in die Griekse Bybel is daar 3 verskillende woorde wat vir vergifnis gebruik word. Want die seer kan ons nie alleen praat as daar nie vergifnis is nie. Dit loop nog ons hand aan hand met mekaar. So hierdie 3 Griekse woorde van vergifnis is die volgende. Die eerste enetjie kom in Efesiërs 4 vers 32 voor, charisomai. Daar leer jy 'n bietjie Griekse woord op by, né? So dit beteken dan nou eintlik 'n gesindheid van genade en liefde. Die tweede enetjie is dan apollio. En hy kom dan voor in Lukas 6 vers 37. En dit sê dan nou eintlik ook, dis die vryspraak wat jy vir iemand gee oor iets wat hy of sy aan jou verskuldig is. So ons gee iets dan nou vir daai persoon terug. En dan die derde enetjie, afiaimi. Ek sukkel gewoonlik om partykeer daai goed uit te spreek. Afiaimi is die woord. Nou hierdie is 'n baie sterk dinamiese Griekse woord, want Jesus self was baie liefdevol om hierdie woord te gebruik. En hy beteken dan nou spesifiek om los te laat, weg te gooi, jou van iets te bevry. En ons verwys daar spesifiek net na die teks Markus 11 vers 25. So dit is nogal 'n baie klein kort opsomming eintlik van wat in die hele Nuwe Testament voorkom van vergewe. Maar te dink, daar's 3 verskillende woorde wat dit vir ons kon verduidelik. Dis eintlik baie sterk ook as 'n mens mooi daaroor dink. En om vergifnis en seer dan by mekaar te sit, gaan ons nou bykom en dit maak dit gaan 'n bietjie sterker vir ons dan verduidelik ook. Maar tog in ons eie verstaan, hoe kan ons toelaat dat ons seer beleef en dat ons hierdie seer ervaar en sulke goed, maar ons weet nie om te vergewe nie. Ons sukkel om mense vry te spreek en los te breek van daai seer wat hulle aan ons gedoen het of selfs ons aan hulle gedoen het. En snaaks genoeg Paulus of Petrus, een van Jesus se disippels, het self gesukkel met hierdie ding. Hy het self seer beleef en hy het nie geweet om te vergewe nie.
So hy het Jesus hierdie volgende vraag gevra, en dit kom in Matteus 18, vers 21 en 22 voor, en dit is ons teks van vanoggend ook. Dit sê dan daarso vir ons, net hierdie 2 verse. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 mal 7 keer. En julle kan die res van die gedeelte ook gaan verder lees, en dit gaan aansluit by hierdie 2 verse, en dit is nog 'n vers wat ons goed ken. En daar selfs liede geskryf oor vergewe 70 mal 7 keer, en dit is so groot ingedruk in ons eintlik verstand en in ons menswees in. Maar tog om te dink, maar ons moet 70 mal 7 keer vergewe. Dis 'n groot getal. Dis baie. Ons kan dit eintlik half nie begryp met ons eie gedagtes nie. En dit is ongemaklik om te dink dat ons mense moet vergewe wat ons seer gemaak het. Waar ons seer gekry het, waar ons gebroken is, en om eintlik net vry te kom van dit af. Maar om te dink ook dat seer kan soveel verskillende goed wees. As ons net 'n paartjies kan noem, seer kan wees hoe ander mense teenoor ons optree, hoe hulle ons behandel, hoe hulle reageer teenoor ons, en baie keer lok dit dan nou iets in ons uit, en ons reageer weer op 'n negatiewe manier, en ons maak hulle seer. En mense draai dan weg van mekaar af en verhoudings verbreek. Dan ook gekritiseerde opmerkings wat ander maak, en wat ons regtig diep sny. Wat diep in ons harte gebeer word, en baie keer sukkel ons om dit te vergeet. Dan goed ook soos verkleinering en mense wat bespottings maak van ons. Ons ken dit van eintlik so klein baba, dogtertjie of seentjie af, ken ons hierdie tipe van seer kry. Seer kry wat ons karakter kom aanval. Wat eintlik vir ons sê, maar ons hoort nie, ons is nie goed genoeg nie. Nou ons kan aangaan, ons kan seer wat ons beleef en wat ons self kan beskryf in ons eie lewens, want ons elkeen se seer is anders. Maar seer bly seer. En seer is nie net daar net om daar te bly nie, maar ons moet regtig dit gaan vat en ons moet dit vergewe ook. Nie net daardie mense nie, maar ons moet onsself ook baie keer vergewe. Hoe ons optree en hoe ons reageer. En dis dan waar ek bietjie wil kyk by 'n ma inbring hierso. Ma is vir my so spesiaal, want baie keer wanneer ons seer het, veral as julle kan onthou toe ons jonger was, soos by die skool seer gekry, dan hardloop ons na ons ma toe en ons ma gaan druk ons en hulle hou ons vas, vertroos ons, vee die traantjies af, of as ons geval het en dan kom vee die grond van ons bene af en plak 'n pleister op. 'n Ma is iemand wat daardie tipe van goed vir ons gedoen het. Maar tog ook het 'n ma baie keer vir ons gesê as 'n maatjie lelik was met ons, maar moenie dieselfde doen met daai maatjie nie. Gaan sê jammer of gaan vra, hoorie so, is dit oukei? Is ons oukei? Het ons nou 'n goeie verhouding weer of sal jy my vergewe of kan ek jou vergewe? Daai tipe van goed. 'n Ma het dit dan juist gedoen. 'n Ma het ons geleer om dit te doen en dis juist hoekom Jesus vir ons 'n ma gegee het om daardie tipe van goed vir ons te help, om dit te kan doen. En dis hoe ons sien Jesus self ook is. Jesus self wat sê, maar my kind, kom na my toe, kom sit jou seer by my, kom pak uit by my, kom praat met my. Ek meen, as ons net moet dink aan Petrus self, hoekom het hy hierdie tipe van vraag vir Jesus gevra? Waar het dit begin? Maar as ons die hele hoofstuk 18 gaan lees, dan sal ons eintlik sien waar dit vandaan kom. Jesus wat eintlik dan begin het, met 'n gelykenis te vertel van 'n skaap wat weggeraak het. Ook 'n gelykenis wat ons vertel, die een skaap teenoor die 99. Jesus wat die 99 los, die een skaap gaan soek en hom terugbring en weer by hom kom wees en veilig hou. Die skaap het ook seer gekry op buitekant, maar hy het weer veilig gekom en hy het weer vrede gekry by die Here. En dan gaan Petrus aan en hy sê, maar Here, maar hoe kan ek my broer vergewe? My broer wat my seer gemaak het, my broer wat van die pad af gegaan het, hoe is dit moontlik dat ek hom kan help? En Jesus sê net, maar wees lief vir jou broer. Gaan haal jou broer, bring jou broer terug, sodat hy op die regte pad kan loop. En dis juist wat Jesus van ons vra.
Moenie toelaat dat seer en gebrokenheid ons wegskiet van mekaar af nie, maar dat ons mekaar intrek om nader teenoor die Here te kom sit. Om nader aan mekaar te kan wees en te sê, maar ons kan hierdie ding saam deurgaan. Ons kan saam deur die seer werk, sodat ons die vergifnis kan beleef. Maar tog ook, is dit nie net om te vergewe nie. Jesus sê ook, ons moet vir ons broer bid. Nou bid ons vir iemand wat ons seer gemaak het. Hoe dra ons iemand na die Here toe op as ons nie eers hulle kan kyk nie, of wat dit mag wees. En as juist in dit wat Jesus vir ons sê, maar daar is die grootste genesing wat plaasvind. Daar is die grootste leerskool van hoe om te vergewe, hoe om vry te spreek en hoe om los te kom van dit af. En dis juist waar hy wil hê ons moet leer om hom te vertrou. Want hy gaan ons help om weg te kom van dit af. Hy gaan ons help om reg op te tree. Hoe om los te breek en nie net om heeltyd verskonings te maak om te vergewe nie. Want dit is maklik om verskonings te maak, soos verskonings byvoorbeeld van ag, hierdie seer en hierdie ongemak 'n bietjie oorwaai. Dit is nie so groot nie, dit sal weggaan. Of verskonings van ek hou dit vir myself, ek wil dit met niemand deel nie. Niemand het nodig om te weet dat ek gebroken is of seer is nie, so ek praat met niemand en ek onttrek myself. Ek deel nie met mense nie, ek praat met mense en ek is nie in 'n groep nie. Of selfs ook, ek probeer my optredes regverdig deur om negatief en seer op te tree, deur om ander te kritiseer, omdat ek self seer het. En aan 'n manier laat ek my magteloos voel of skuldig voel en dan maak ek myself weer seer en ander mense net nog meer seer. So dis of dit kom en kom en kom, die hele tyd op 'n manier op mekaar, dis hierdie leiers van seer, want ons is nie bereid om stryd aan dit te face en weer te werk nie. Maar juist daar sê Jesus, maar kom, vat hierdie woorde by my, kom leer. Vergewe 70 maal 7 keer. En ons weet die getal 7 is eintlik 'n spesiale getal as ons dit gaan soek in die Bybel. Die betekenis van 7 is dan ook eintlik die volmaakte getal. En wat vir my so sterk is, hoekom Jesus sê 70 maal 7 keer is, wat dit eintlik beteken is, ons moet 'n onbeperkte vergifnis aan die mense rondom ons gee. 'n Onbeperkte vergifnis wat Jesus self aan ons gegee het, omdat hy vir ons het kruis gesterf het. Ons kan dit gaan uitdeel ook aan mense. Ons kan door die onbeperkte vergifnis van mense gaan uitwys. Want ons het dit self beleef. Ons beleef dit elke liewe dag, saam met Jesus. En daarom ook bietjie die verhaal van Saggeus, en snaaks, hy het nogals baie sterk by my vasgesit die afgelope paar dae wat ek deurgewerk het, en ons almal ken die verhaal van Saggeus. Lukas 19 vers 1 tot 10. Men hierdie tollenaar wat 'n kort mannetjie was, nou ek ken die hele lente situasie wat jy bo almal moet rond sien en op die tone staan om te kyk wat voor jou aangaan. Hy kon nie vir Jesus sien wat daar voor hom geloop het nie. Hy hardloop vooruit en gaan klim in 'n wilde vyeboom in, net sodat hy Jesus kan sien. En hy het gedink, ja, hy gaan wegval, skare gaan hom nie sien nie, hy gaan op bo sien, hy gaan afkyk na Jesus en hy gaan weet, okay, dis Jesus. Maar Jesus gaan staan by hom. Jesus kyk op na hom en sê, maar kom af. Ek moet by jou kom kuier vanaand. Ek moet met jou kom sit en gesels. En Saggeus is net van, maar wat nou? En eintlik in daai tyd het Jesus direk met Saggeus se seer gepraat. Hy het direk Saggeus gekonfronteer met sy seer en gesê, maar jy is so seer gemaak omdat jy die werk gevat het as 'n tollenaar, dat jy uitgeskuif was deur jou volk. Jy was nie meer deel van die Joodse mense groep nie. En as gevolg van dit het jy mense afgekraak, mense eintlik goed van hulle afgesteel en afgepers om meer geld te betaal as wat hulle moes. So Saggeus se seer kry het veroorsaak dat hy op 'n ander manier reageer. En Jesus praat duidelik so met hom te sê, maar dit wat jy doen is nie reg nie. En toe Saggeus op daardie oomblik die vergifnis van God beleef deur Jesus wat by hom sit, draai sy lewe om en hy gaan gee terug in die mense wat hy seer gemaak het. Hy gaan sê vir hulle eintlik jammer op 'n manier en hy gaan spreek hulle vry en hy self word vry van dit ook.
Hy self beleef 'n totale vergifnis en vrede wat in sy hart inkom. Want so baie keer kan ons nou spesifiek ook sien in ons eie lewens, dat seerkry lei na sonde wat ons doen. Verkeerde optredes, goed wat ons teen God se wil doen. Nou was die een sin wat ek op afgekom het, en dalk kan julle van julle om onthou uit julle sonnaskooldae uit. Dit sê God wil op grond van Christus se kruis of betaling nooit weer aan ons sonde dink nie, maar wil uit genade Christus se regverdigheid aan ons skenk, sodat ons nie in die strafgerig van God kom nie. Die Heidelbergse Katekisme wat daai sin vir ons dan nou deurgee. Iets wat baie sterk is. As ons toelaat dat ons sonde inkom, die seer, die gebrokenheid, gaan ons nie God se genade beleef nie. En God se genade wat ons help om die vrede en vergifnis van Jesus dan ook in ons lewens raak te sien. En dis wat so sterk voorkom, dat ons seer en ons gebrokenheid by Jesus se voete los, sodat ons daardie gedeelte van Jesus kan beleef. Sy vrede, sy genade, sy grootste vergifnis, sodat ons kan vrykom van dit wat ons vashou. En ons moet daai keuse maak om te sê, ons wil dit doen. Dis 'n daaglikse keuse om te sê, maar ek wil vry wees, ek wil nie meer hierdie seer dra nie, ek wil nie meer onvergewensgesindheid in my hê nie, ek wil loskom. En juist verder in Matteus 18, as ons nou na hierdie gedeelte van Petrus hierdie vraag wat hy gevra het gaan lees, kom dit neer op hierdie een koning, waar daar iemand, 'n man na hom toe gekom het en vir hom gesê het, maar ek het nie geld om dit terug te betaal nie, asseblief vergewe my, skryf die geld af, en die koning sê, maar ek hoor jou, ek skryf dit af, jy is vry. Maar tog gaan hierdie man buitekant toe en hy gaan doen heeltemal die teenoorgestelde. Iemand wat aan hom geld geskuld het, gaan sê hy is sleg en hy gaan sit hom in die tronk. En toe die koning dit hoor, toe sê hy, maar ek het jou nou net vergewe, ek het jou nou net vrygespreek, maar kyk wat maak jy? Jy tree heeltemal verkeerd op, anders as wat ek opgetree het. En Jesus sê, maar juist dit, ons moet optree soos wat hy optree. Ons moet reageer soos wat Jesus reageer. Nie soos die mense rondom ons wat nie kan vergewe nie, of ons nie kan vryspreek nie. Jesus spreek ons vry, Jesus maak ons vry, Jesus vergewe. En daarom kan ons hierdie vraag wat Petrus vra, maar Here, hoe moet ek vergewe? Net 7 keer? Nee, 70 maal 7 keer. Onbeperk moet ons die mense rondom ons vergewe. Maar tog kom hierdie vraag by my op, en ek weet nie of julle al daaroor gedink het nie, maar hoe weet ons werklik dat ons iemand vergewe het? Hoe weet ons werklik dat ons iemand vrygespreek het, en nie meer kan ek maar sê grudge teen hulle hou nie? Nou so 'n hele klompie jare terug het iemand vir my dit so vertel. Ons kan elke dag bid en vra, maar Here, ek wil hierdie persoon vergewe. Here, ek wil vry wees van hierdie kettinge wat hierdie persoon vas, of die seer wat hierdie mens aan my gemaak het, of selfs van my eie seer wat ek veroorsaak het vir myself. Ek wil myself vergewe, ek wil vrykom. Hoe doen ek dit? Maar om daagliks die Here te vra, maar Here, ek wil vry wees, ek wil vergewe, ek wil losbreek. Hoe meer ons dit bid, later dan besef ons, maar wanneer ons daaroor dink, of wanneer ons oor die mense sien, of wanneer ons na onsself kyk, maak dit nie meer so seer nie. Die seer is minder. En op 'n dag dan besef ons, maar hoor hierso, daar is nie meer seer nie. Ons kan dink daaroor, en ons kan die lesse leer uit dit wat ons geleer het. Ons kan die lesse sien, eintlik wat ons moes geleer het, deur daardie seker, of die pad wat ons moes gestap het. Ons het nie meer kwaad nie, ons het nie meer hartseer nie, ons het nie meer teleurstelling in ons binneste oor dit wat gebeur het nie. En dis wat ons werklik weet, ons het vergewe. Ons is vry van daardie seer af. En juist daarin beleef ons dan ook daardie genade van God, wat vir ons sê, maar my kind, jy het dit nou beleef, gaan leef dit uit. Gaan dra dit uit aan mense wat dit ook kort, gaan vertel vir hulle hoe om vry te kom van hierdie seer. Want as ons net kyk na Jesus se lewens self, Jesus was
gemartel en hy was vermoor. Dink julle Jesus het daardie mense eintlik so vasgehou, maar jy het my seer gemaak en sulke goed, ek gaan nie nooit vergewe nie. Nog voordat Jesus gesterf het hy daai mense vrygespreek. Daai soldate wat hom vasgehamer het op vasgespijker het aan daai kruis, het hy alreeds totaal en al vergewe. Het hy totaal en al vrygespreek. So dan kom die vraag, wat keer ons om dit te doen? Wat keer ons om werklik te sê, maar die seer wat diep binne in my weggesteek word, wil ek vir die Here gee, want ek wil loskom. Ek wil dit nie meer dra nie, ek wil dit nie meer vashou nie. Ek maak die keuse vandag om weg te stap daarvan. Ek maak die keuse om regtig daardie vergifnis en die liefde van God te aanvaar en te gaan uitleef. Want soos wat ons langs mekaar sit en ek meen die teks praat van ons broer, maar ons broer kan ons buurman, buurvrou wees, ons eggenoot, ons kinders, ons ouers, vriende, familie, wie ook al. Jesus vra maar, spreek mekaar vry, gaan sit saam met mekaar en bid vir mekaar, gaan dra mekaar op, gaan leef die liefde van Jesus wat hy in ons gesit het. En juist daarin beleef ons Jesus self sy volmaakte vergifnis vir ons. Beleef ons self sy volmaakte liefde in ons harte. En kan ons agter hom aanstap sonder enige twyfel, sonder enige iets wat ons aandag wegvat van hom af, ons fokus kom steel eintlik van hom af. Al wat Jesus vra is dat ons agter hom sal aanstap. Dat ons hierdie woorde wat hy vir ons in Matteus 18 gee, maar vergewe self 70x7 keer. Dat ons dit so sal deel maak van ons lewens, dat ander mense sal sien, maar wow, daardie persoon se seer en onvergewingsgesindheid is nie meer so groot ding nie, want hulle volg Jesus. Kom ons gaan leef daardie vrede, kom ons gaan leef daardie vergifnis, kom ons gaan sit by Jesus se voete en vra, maar Here, help my, want ek sukkel met dit. Help my, want ek wil vergewe en ek moet vergewe. So kom ons gaan doen dit hierdie week en die Here nooi ons uit daarna toe. Hy nooi ons uit soos 'n ma wat met haar arms oop sien my kind kom. Kom sit by my, want ek wil jou kom leer om te vergewe en ek wil jou kom lief hê. En ek wil vir jou genade kom bewys, wat net van my as vaderhart kan afkom. So mag ons dit so ook beleef vanoggend. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, vanoggend is 'n moeilike woord. Dis 'n moeilike tema, Here, om te kan hoor, maar seerkry vra iets van ons. Seerkry vra dat ek moet vergewe. Seerkry vra dat ek mense moet vryspreek. Maar Here, so ook vra seerkry dat ek dit by U voete kan kom neersit. Here, dat ek na U toe kan kom hardloop en by U kan kom leer wat dit is om werklik vry te wees van die seer en die gebrokenheid van hierdie wêreld. En ja, Here, ons elkeen het seer, ons elkeen is gebroken. Daarom dra ek elke liewe een op vanoggend aan U. Elke liewe een wat hier so in hierdie kerk gebou sit en nie wat buitekant is, Here, ons kinders, ons mans daar buitekant by die kos. Here, kom hou ons vas. Kom leer ons wat dit beteken om waarlik te vergewe. Kom leer ons, Here, om los te kom van ons seer. Ons is jammer. Ons is jammer vir dit wat ons gedoen het. Ons is jammer dat ons U seer gemaak het en dat ons die mense rondom ons seer maak. Vergewe ons asseblief, Here. Dankie dat U ons vry maak. Dankie vir die genade en die liefde. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.